Eskatologie en die Bybel, deel 8G. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Java in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou dit gebeur dat dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, die spesifieke gereelte, dat ek voorstel dat u na deel 8 toe gaan, dan begin jy by deel A. Met ander woorde, deel 8, deel A, dan deel B, dan deel C. Hoekom? Want jy het in die reeks nou 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik, as dit die eerste keer is dat jy kyk, dat jy dan ingelig word, omdat hierdie boodskap en studies waarmee ons besig is, so belangrik is in die eindtyd, en daarom verwys ons na dit as die eskatologie en die Bybel. Het is uiters noodsaaklik dat u as 'n eerste kyker inteken op die, wat noem ons het, YouTube, die kanaal, sodat u die kennisgewings van al die verskillende studies kan ontvang. Halleluja. Deel die kontak met die vriende en kennis en almal vir wie lief is, en maak seker dat u ten minste 'n 33 Afrikaanse Bybel, 'n pen en 'n skryfblok na bydraend het. Terwille van al die nuwe kykers, vir u wat dalk vir eerste keer na die uitsending kyk, ons vereenseldig ons nie met die volgende instansie of groepe nie. Ek weet, ek sê dit elke week, maar dit is belangrik, want daar is nog dom mense wat sê, ons is deel van die Messiaanse ouens of die Hebrew Roots ouens. Ons is nie deel van enige Messiaanse groepe, Israel Visie groepe, Hebrew Roots Movement, Sacred Name Movement, die Ja-beweging, Jehovah's Getuies, Sewende Dag Adventiste, enige protestante beweging of kerk nie, of katholieke nie. Ons behoort aan geen kerk nie, ons is nie 'n denominasie of 'n organisasie nie. Ons spesialiseer in eindtyd Bybelstudie. Ons funksioneer in die bonatuurlike geopenbaarde name, soos wat dit in die oorspronklike antieke Hebreëse Bybels opgeteken was. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, een wat Dr. Joseph Briand Rotterdam in 1860 vertaal het. Ek het 'n paar in voorraad, sou u dalk belangstel. Die naam Here Jesus is in werklikheid Jahvashua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jahva, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Gedurende die studie, soos u nou reeds weet, wanneer ek dan praat van Jahvashua, dan sê ek Jesus Christus, of wat ek praat dan van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. En ek wil weer vir die Jahvis sê, asseblief kom ons verdra mekaar. Ek weet daar is baie mense wat nie hou, vernaam die Jahviste, wat werklik Jahviste is, hulle hou nie meer van die Baalname nie, maar kom ons verdra die ander mense terwille van die evangelie. Die tyd van die groot leen. My doel met hierdie gedeelte van ons studie is nie om u geestelik te ontspoor of te verwar nie, maar omdat ons vandag in die tyd van die groot leen leef en verskillende godsdienstige aanslae teen hierdie naam, die bonatuurlike geopenbaarde name gemaak word, is dit noodsaaklik dat elkeen wie in die Nuwe Testament Bybel glo, verseker ingelig moet wees wat oor die Bybel en die geskiedenisboeke wat dit vir ons leer en dit vir ons wys. Ons is mos nie, ek gaan in plain Afrikaans sê, ons is mos nie stupid nie. As ek vir u sê dat die letter J het nie bestaan voor die 16de eeu nie, dan kan jy nie vir my kom vertel dat Jesus van 2000, of die persoon, kom ek sê anders, dan kan u nie vir my sê dat die persoon wie 2000 jaar gelede gelewe het, wat op die water geloop het en blinde oë oopgemaak het en duiwels uitgedryf het, sy naam Jesus was nie. Dit is menslik onmoontlik, dis 'n leek, dis 'n iemand wat verblind is deur kerkdogma, wat dit steeds sal sê, terwyl ons weet dat die letter J eers in 1624 geskep is. Daar was nie 'n letter J voorheen nie, so hoe die naam Jesus dan bestaan. Dit was Isis, nee, Isis en Jesus is twee verskillende name, soos wat ek vir u gewys het, dat die songod Zeus, met 'n Z, Zeus, en dan natuurlik die rekenaarmaatskappy Xerox,
Dis nie 'n Z nie, dis 'n X. Xerox spel jy met 'n X. Dit klink dieselfde, maar is twee verskillende letters met verskillende letterwaarde. So jy kan nie vir my kom sê Isis en Jesus is dieselfde naam nie, asseblief. En dis wat ons in die studies besig is mee, is om die waarheid oor die verstanding en die verstandhouding wat geskep is in 2000 jaar se tyd oor die bonatuurlike geopenbaarde name, meer as 2000 jaar se tyd. Die tyd van die internet en die tegnologie. Omdat ons in die tyd van die tegnologie lewe, is dit so dat die tyd van onkunde verbygegaan het. Mense is verskriklik slim vandag. Nou, ek sê altyd in die Engels, jy het twee soorte, jy die wise en die otherwise. Nou, meeste is die otherwise. Hy wil sy eie rigting hê, hy wil sy eie kop hê, hy wil die een wees, en dan sal nie skrif vir dit nie in die 33 Afrikaanse Bybel, 53 nie in die 1611 King James Bybel nie. Dit is nie daar nie. Maar steeds sal hulle argumenteer tot hulle tonge daar. Jy weet, wat is dit? As dit my gesindheid is, dan mors ek by tyd om die studie te doen. Ek is so, en ek gaan die Engelse terme gebruik, teachable, soos enige een van u moet teachable wees. Met ander woorde, u die reg om my te leer met die woord. Maar kom met dit wat in die 33, 53 Bybel staan, of die 1611 King James Bybel, of verkieslik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, wat jy geen boekwinkel in die wêreld te koop kry nie. Right, omdat ons in die tyd van die tegnologie lewe, is dit so dat die tyd van onkunde, die tyd wanneer ouens dom gespeel het, verbygegaan het. Dit maak die probleem egter soveel groter. Waarom? Want elke kerk en godsdienstige instansie het hulle eie opvatting, teologie en dogma. En weet jy wat? En almal se teologie en dogma goed klink vir 'n leek, asof dit reg is. Ek sê nie u is 'n leek nie, dis nie wat ek sê nie. Ek praat van die mag van die internet. Die internet het soveel invloed vandag. Ek het dit al 100 keer gesê en ek gaan dit nou nog een keer sê. Jy kan 'n ateïs sê wat glad nie in Jaffa glo nie, soos hulle sê God glo nie. Dan gaan sit hy en hy skryf 'n artikel oor Jesus, want hulle praat nie van Jaffa-Shua nie. Dan sit hy daai artikel op die internet. Dan kom iemand anderste wat minder ingelig is en wat godsdienstig, dogmaties en teologie gewyse verblind is en net agter die pastoor en die predikant aanstap. Dan gaan lees daai persoon die ateïse inligting. En hy sluk dit soos 'n geelvis 'n mieliepit sluk. Ek hou van stroomvisvang. Mieliepit werk in die strome vir 'n geelvis. En so sluk hulle dit. En jy weet wat gebeur? Jy kry dit nie uit hulle sisteme uit sommer nie. Hoekom? Want ek het dit op die internet gelees. Dis net presies hier waar die grootste probleem begin. Want niemand wil verkeerd bewys word nie. Ek het op die internet gelees, ek kan nie verkeerd bewys word nie. Ek is so dankbaar in my tyd van 59 jaar, dat, kom ek sê, 85% van my navorsing en my studies, in die tyd wat ek gestudeer het, was daar nie internet gewees op daai stadium nie. Daar was nie hierdie tipe invloede in inligting nie. Ek het sulke dik boeke uitgestudeer. Ek het die goed vandag, ek kan dit vir u wys. Verstaan? Jy swat 'n hele dik boek soos daai dag, gebruik jy miskien 2 of 3 paragrawe, maar die inligting wat jy gekry daaruit, kan niemand by jou wegvat nie. En dis wat my spesialis maak in my vakgebied. Ek ken die eskatologie, ek ken die geskiedenis agter elke ding. Prof, jy klink na 'n groot bek. Nee, ek is verseker van my saak, dat ek 'n spesialis in die eskatologie vakgebied is. En daarom het ek nie nodig om vir niemand 'n halwe tree terug te staan nie. Nie eers 1 duim nie. Maar bewys my verkeerd in die woord van Jaffa. En dis nie om vir u te sê, how great I am nie, dis nie wat dit is nie. Die Satan en hierdie tegnologie, met ander woord die internet tegnologie, die Satan gebruik dan hierdie onderwerp om tweespalk en verwarring onder verskillende godsdienstige en Christen mense te bring.
Ek is so bly, ek is nie godsdienstig nie en ek is ook nie 'n Christen mens nie. Want 'n godsdienstig is 'n ou wat kerk toe gaan, hy hoer die hele week, maar Sondagoggend sit hy in die kerk. En Maandag en Woensdag dan dobbel hy weer en dan Sondagoggend sit hy in die kerk. Ek gee 'n voorbeeld. Dis 'n godsdienstige ou. Hy wil net daar in die kerk wees waar die pastoor en die predikant hom sien. Die res van die tyd het hy nie helfte ingeneem wat daai pastoor of predikant gepreek het nie. Lid dan daar eintlik soveel van die goed is om op te neem nie. Want meeste van hulle vertel maar 'n storie. Dit gaan nie oor die intensiewe woord nie. En dan die ander ding is die Christelike mense. Ons is nie Christelike mense nie, want die woord Christelik is deur Constantyn, Christian-like, en Christian is deur Constantyn 327 by die Council of Nicene geskep. In ander woorde, wat sê ek hier? Die Satan gebruik hierdie onderwerp, natuurlik die internet, om tweespalk en verwarring onder verskillende godsdienstige Christelike mense te bring, wat die beginpunt van verskeuring en verskillende verhoudings is. Met ander woorde, die Satan streef daarna om uit mekaar uit te jaag. Maar weet jy wat, ons kan nie terwille van ander se gevoel stil bly oor die waarheid nie. Ek en u kan nie swyg nie. Ons kan nie vir een oomblik maak asof ons nie geweet het nie. Die woord sê inteendeel, as jy my voor die mense bely, dan sal ek jou voor my Vader bely. Maar as jy jou vir my skaam, vir Yahshua skaam, Jesus Christus, sal ek jou vir my Vader skaam. So daaroor sê apostel Paulus, die las is ons opgelê. Ons kan nie een oomblik stil bly nie, vernaam nie as ouens rubbish praat nie. En so het jy my geleer ken in die laaste 10 jaar, of kom ek sê, wel vir baie jare, of laaste 15 jaar, van ons by die openbare naam uitgekom het. En dan van COVID tyd af, van waar ons dan die internet begin gebruik het om die woord wêreldwyd te verkondig. Ek slaan met 'n reguit vuis vorentoe. En ek praat van in die gees. En ek vra niemand om verskoning nie. Vir enige Christen wie sy haar sout werd is, moet seker van hierdie vraagstukke wat ontstaan sekerlik ook belangrik wees. Anders beteken dit dat hierdie mense so blind molle is, hulle self verander in blinde molle, en hulle het deur die lewe gegaan en nie werklik omgegee wat hulle glo nie, maar net tevrede is om ook by hulle gehoor gestreel te word. Ons lewe in die tyd waar mense by die gehoor gestreel wil word. Ander godsdienste. Wanneer vandag in 2026 na ander godsdienste soos Islam en vele ander gekyk word, is dit vir hulle noodsaaklik dat dit wat hulle glo presies strook met wat in hulle Bybels, naamlik die Koran, geskryf staan. Die Islamiete. Ek wil weer een ding sê, daar's Islamiete wat meer weet oor Christendom as wat die Christendom self weet. Islam weet selfs. Ek het Islamiete vriende. Van hulle weet en hulle verduidelik dat moeder Maria, dit is Jesus se moeder, sy naam nooit Maria was nie. Hulle sê vir jou, it's a Greek name. She was a Hebrew girl, her name was Mary. Hoekom weet hy dit? Hoekom weet die Islamiete dit? Omdat dit in die Koran geskryf staan so. Het jy dit geweet? Het jy dit geweet? Maar die Christendom weet nie eers wat hulle verlosser se moeder se naam was nie. Hulle noem haar Maria. Maar wat sê die gitaarspeler en die ander? Dit staan in die 33 Bybels so geskryf. Wie het die 33 Bybels vertaal en geskryf? Niemand anders as die Katolieke nie. Die Ou Testament was geskryf deur Tosius en sy NG gevolg. Die Nuwe Testament was vertaal deur professor Gildenhuys, wat 'n volbloed Katoliek was, wie 'n Hollander was, wat vir 7 jaar in Suid-Afrika kom bly het, om die Nuwe Testament te vertaal in Grieks. Dis nie wat hy gedoen het nie. Hy het dit net oorgeskryf van Engels uit die 1611 King James in die Afrikaanse 33 Bybel in. Dis al wat hy gedoen het. Vat jou 33 en die 1611 King James Bybel, vergelyk.
amper woord vir woord, punt per punt, die presies dieselfde. As jy 'n ding vertaal uit 'n taal uit, dan werk dit nie so nie. Elke persoon se Bybel moet sekerlik die fondasie, luister wat ek nou sê, elke persoon se Bybel moet seker hy of sy se fondasie vorm, natuurlik. As my Bybel nie my fondasie kan vorm van dit wat ek glo nie, dan mors ek my tyd. Daarom is ons hart, siel, gees en liggaam gebou op die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam Version en die 33 Afrikaanse Bybel. Meer dan ooit word ons en ons kinders blootgestel aan die vraag. Luister na die vraag. Hoe het die naam Jesus ontstaan? Dis die vraag. Ons en ons nageslagte word blootgestel, veral die Javiste vandag, word blootgestel aan die vraag, hoe het die naam Jesus dan ontstaan? En meeste van die tyd staan hierdie oningeligte mense met 'n oop mond vol tande, omdat hulle godsdienstige leiers nie werklik self weet hoe dit gebeur het nie. En dis die probleem met die kerke. Ek het honderde pastoorsvriende, en 99% van hulle het nie, en ek gaan die Afrikaans gebruik, 'n klou hoe die naam Jesus ontstaan het nie. Weet jy hoekom? Want dit was nie in ons kerke geleer nie. Want as dit in ons kerke geleer was, sou hulle die Bybel, die 33 Afrikaanse Bybel, die 53 Afrikaanse Bybel, weerspreek het en teen dit opgetree het. Want dit staan, die naam Jesus en God en Here en Jehovah en dit al staan in die 33 Bybel geskryf. 1611 King James in die 53 Bybel geskryf. So enige godsdienstige kerk of instansie wat protestant is, wat teen die naam van Jesus praat, moet jy kop laat lees, man. En dis hoekom hierdie spookpredikers vrys. Spookpredikers sê, maar dit staan in die 33 Bybel. Prof, kan jy nie lees dit staan in die 33 nie? Wie het dit daar geplaas? Hoe het dit daar gekom? Wat was die doel dat dit daar so geplaas was? Nee, sê hulle, dit kom van die LX af. Van die tussen 100 en 200, tussen 100 en 127 na Javashua. Die Septuagint uit verskillende uitsprake. Die eerste Septuagint. Dit kom van daar af. Nee, die naam Jesus het nie eens in die eerste Septuagint bestaan nie. Dit was Isis gewees. As jy teruggaan na die oorspronklike Grieks, gaan kyk by die Katolieke, dit was Isis gewees. Die naam Jesus is eers in die 16de eeu geskep, want daar was nie 'n letter J in die Grieks of in die Hebreëus nie. Ek weet ek klink soos 'n grammofoonplaat wat vasgehaak het, maar dit is belangrik dat ons die goed moet inneem. En weet jy wat wil ek hê? By u moet daar net 'n vraag ontstaan. Is hierdie halwe maal professor dalk nie halfpad reg nie? Laat ek my huiswerk self gaan doen. As ek hier kan kry om dit te wil doen, om te dink ek is 'n halfmaal professor, want dis hoe hulle my noem, gaan kyk dan wat sê die geskiedenis self, gaan kyk wat sê AI self. Wanneer was die letter J geskep? Ek wil tog net sê, vat 'n seatbelt saam, want jy gaan net jou stoel uitval. Dit gaan jou hele godsdienstige dogmatiek van jou tafel af, net so afvee. Hoekom? Want skielik gaan jy nie meer 'n voet hê om op te staan nie. As jy verstaan wat sê AI oor die letter J, dan is soos 'n kaartehuis wat jou hele godsdienstsysteem, die fondasie waar ons op gebou was in ons lewe, in mekaar val. En dis hoekom ek nie oom Tuis kon so goed glo, toe hy met my 17 jaar terug begin praat het, oor die naam van Javashua en Java nie. Gedink die ou man is ook almal senil. As ek maar net dit gouer besef het, maar net 'n rukkie nadat ek dan my oë oop gegaan het, is oom Tuis dan oorlede. Hoe jammerlik, want ek sou soveel meer goed by hom wou gewees het, en ek sou by hom baie antwoorde gekry het. Die probleem is dat 'n meeste protestante en karismatiese kerke en hulle godsdienstige leiers nie weet hoe het u God se naam ontstaan nie.
U God hoor. Hulle weet dit nie. En daarom was dit nooit vir ons geleer nie. Ons was net geleer dit wat staan in Openbaring 22 vers 10. Jy mag nie iets byvoeg, nee, Openbaring 22. Jy mag nie iets byvoeg of iets weglaat nie. Openbaring 22:10, ek dink aan die skrif, sê Jaffa vir die engel, moenie die boek verseël nie, die boek Openbaring nie. Maar in Openbaring 22, ek dink is daar so om vers 12-14, sê hy, as jy iets byvoeg of as jy iets weglaat, sal dit bygevoeg word. En dit het die skrik op ons geplaas, dat jy mag nie eers 'n merkie in jou Bybel gemaak het nie. Ons was geleer dat ons altyd die pastoor, die predikant en die priester net moes glo, want hulle sou mos nooit vir ons gelieg het nie. Regtig? Ek was 'n pastoor en ek het vir my mense gelieg. Prof, wat sê jy? Ja, ek is 18 jaar gemeentes gehad. En ek is jammer dat ek dit op kamera moet sê. Ek het vir my mense gelieg. Hoekom? Hoekom, prof, sou jy vir hulle gelieg het as ek het nie geweet ek lieg vir hulle nie. Ek het vir hulle gelieg, maar ek het dit nie geweet nie. Hoekom? Want dis die goed wat die kerk ons geglo het. Dis die goed wat die kerk ons geleer het. Ek meen, as ons net vat in die Pinksterkerke, kom ek praat gou oor iets. In die karismatiese en Pinksterkerke, protestante Pinksterkerke, was dit die inding gewees op 'n Sondagoggend of 'n Sondagaand, of wanneer bid hier of wanneer dat die tale, die spreek van vreemde tale, dat iemand voor in die kerk sou in tale praat. Kom ons sê, 'n tannie voor in die kerk praat in tale. En dan sal die ou oom daar agter in die regterkant hoek dit uitlê. Of die oomie hier in die middel hier agter sal tale praat. En dan sal 'n ander oomie hier voor op die regterkant dit uitlê. Dit was die inding gewees. Verstaan? Dis hoe ons verstaan het die tale en die uitleg van tale werk. Die een praat en die ander lê dit uit. Terwyl die woord sê, 1 Korinte 12, jy moet dit afskryf, gaan lees dit. 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 14 sê, as ek die taal praat, dan moet ek dit uitlê. Hy sê nie iemand anders moet dit uitlê. So het ek vir die mense gelieg? Ja, want daar was vir my geleer lieg, van dat ek my verstand gehad het. Want my pa's gered, toe was ek 9 maande oud, was 'n babietjie gewees. Ons het groot geword in Pinkster. En van ek my verstand het gehoor, die een praat taal, die ander lê dit uit die een. En dus hoekom het ek baie keer tale uitgelê, ek het die gawe, ek het al 9 die gawes op 'n baie jong ouderdom reeds in my lewe ervaar. En ander keer het ek tale self gepraat en ander het uitgelê, maar nooit in my lewe het ek my eie tale uitgelê nie. As pastoor het ek hoeveel keer van 'n mense, daai oomie daar in daai regterkant se vleuel, hy praat tale en nou staan jy en wag vir die uitleg van die tale en die uitleg van die tale. Jy's die pastoor en die diens moet aangaan. En dan bid jy, dan sê Vader, gee nou vir my die uitleg, dan gee jy die uitleg van die taal. Wat totaal verkeerd is. Ek gebruik net iets hier om vir jy te sê. Hoe verkeerd was dit gewees? Jy weet, en dan die ander ding, die tale uitleg en tale praat, hoeveel keer het mense van ander mense geweet, iets wat iemand anders te verkeerd gedoen het. Kom ek sê dit so om. Ek sien broer Jan. Ek gaan Checkers toe om te gaan 'n brood kry en melk en so aan, en ek sien daar staan broer Jan by die lotto masjien. En hy is besig om 'n lotto kaartjie te koop. Nou vroeër jare was daar 'n standaard van heiligmaking, die mense het sekere goed net nie gedoen nie. Nou sien ek broer Jan daarso, nou kom ek is nou nie die pastoor, ek is nou 'n gewone mens. Nou praat iemand tale. Nou gaan ek die uitleg van die tale gee, en omdat ek weet ek het broer Jan gesien by die lotto masjien, dan skielik sê ek, daar's iemand in hierdie gehoor, wat Vrydagmiddag 3 uur 'n lotto ticket gaan koop het. So sê die Here. Ja, die onskuld is dalk dat 'n ou gehad het dat broer Jan moet ophou dobbel.
Verstaan jy wat ek van praat? En ek kan nou verskillende goed gebruik. En nou voel daai broer Jan skuldig en dan sal hy vorentoe kom dat daar vir hom gebid word. Terwyl dit nie die Heilige Gees was nie, maar ek het hom gesien. En so was die gawe van die spreek in vreemde tale misbruik gewees in kerke. Mense weet iets van iemand anders in die kerk, dan skielik is dit die Heilige Gees wat dit openbaar. Dit was nie so gewees nie. Jammerlik, weet jy wat? Vandag lê daar geestelike wrakke langs die pad, wat niks met Pinkster te doen wil hê nie. As gevolg van mense wat hulle goed wat hulle gehoor het of uitgevind het of openbaar gemaak het in 'n diens en gesê die Here sê of so sê die Here. Jy weet daar's natuurlik een sonde wat jou nie vergewe word nie. Die woord sê is wat jy teen die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees sondig. Wanneer ek sê so sê die Here en dis nie so nie, dan maak ek Jaffa tot 'n leienaar. Het jy dit geweet? En Titus in Hebreërs sê dat hy's nie 'n mens dat hy kan of sou lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie waar mag nie. Hy kan nie lieg nie. So as hy gesê het, môre middag 3 uur gaan dit reën, en 3 uur reën dit nie, dan maak ek hom tot 'n leienaar. En daai goed word my nie vergewe nie. Dis wat jy teen die Ruach HaKodesh sondig. Die woord sê so. Dis presies net hier waar die Satan die hedendaagse godsdienstige mense vas aan die slaap gevang het. Vandag in 2026, wanneer die godsdienstige leiers en die mense nie antwoorde op sekere vraagstukke het nie, storm hulle na AI, Artificial Intelligence, op die internet toe. Dis waar 99% van die pastore en predikante hulle preke kry, is by AI. Nou, want dit is die enigste waarheid wat hulle glo. As die kleur swart is en AI sê dis wit, sal daar mense wees wat sterf vir dit wat AI sê. Hy sien dis swart, maar AI sê dis wit. Ek het altyd 'n vraagteken rondom AI ook. Is waar kom AI, die Artificial Intelligence, waar kom sy inligting vandaan? Is dit 'n rekenaar wat self maar goed uitdink? Nee. Daar sê dis elke dag met die rekenaar in werk, elke dag. Hulle voer inligting in die rekenaar. Ek het met AI 'n argument gehad of 'n bespreking gehad so 'n jaar en 'n half terug oor die naam van Yahshua, en ek het in 'n diep gesprek betrokke geraak. Ek het gesê ek is professor aan die Redlinghuis, dat die rekenaar weet met wie hy praat, en ek is 'n spesialis in die eskatologie. En in 'n gesprek van sê 2 ure het ek 3 keer het AI my om verskoning gevra en sê, Prof, sorry, I did not know this. Na die gesprek was sy antwoord, we will investigate this information, and according to we will also change the information. So wat doen hy? Hy vat goed wat hy nie geweet het nie, wat ek hom sê, en dan gaan hy dit ondersoek en hy gaan dit aanpas. Is hy vir die regte rede of die verkeerde rede? So wie is AI? AI word beheer deur ander mense, wat meeste van die tyd agnoste is, en New Agers is, en ek wil sê, wat nie eers ordentlike Christene is nie. En dis die informasie wat ander mense glo. Nou kom ek terug net na die gedagte van, maar Prof, jy sê gaan kyk wat sê AI oor die letter J. Voordat daar ooit 'n AI was, het ek informasies gehad in 'n boek. Dis iewers weggeberg in een van my store. Want ek kan nie al my boeke in my boekrak hou nie, dis onmoontlik. Wat verduidelik het dat die letter J nooit bestaan het in die Grieks en Hebreë nie. Al wat AI kom doen het, hy dit net kom bevestig vir my. So wat doen mense? Baie pastore en baie predikante het nie enige ander informasie waaruit hulle die preke kan trek nie as die AI inligting nie. En weet jy wat, as hulle dan begin preek oor dit, dan klink dit of hulle verskriklik geletterd is, terwyl hy die vorige aand nog niks van dit geweet het nie.
Die vraag is, waar kry die rekenaar AI se inligting? Nou, ek het dit nou gesê, by ander mense, godsdienstige instansies en die Rooms-Katolieke Kerk voorsien meeste van die inligting wat by hulle godsdienstige oortuigings pas. Dis ongelukkig hoe dit is. Ek sê dat ons gaan ook AI gebruik in hierdie studie. Hoekom? Want ek wil u wys wat AI sê. Sodat wanneer u dit lees, laat u verstaan wat daar staan. Anders kan dit weer verkeerdelik aangewend word. Verstaan jy wat ek sê? En daarom wil ek dit doen. As 'n addisionele bevestiging van dit wat ek met u gaan deel. Die eskatologie. Het jy geweet dat ek reeds vroeër verduidelik het dat die eskatologie behels die verlede, die hede en die toekoms, die eskatolos, dis die eskatologie. Ek staan hierso, kyk in die verlede na Jafashua, na Daniel, na al die geskiedenis. En dis hoekom die eskatologie te doen het met geskiedenis. Godsdienstige geskiedenis, wêreldgeskiedenis, enige soort geskiedenis. Hede en dan die toekoms van my af, hoe dit toegevoeg word tot die tyd waarin ons lewe. En daarom het ek, as ek die skrywer van 23 dik boeke, A4 en A5 boeke. Want ek project, as ek die inligting gebruik, volgens die skrif, ek beskryf dit, ek gebruik, en ek het selde nog ooit mense gekry het my gesê, prof, jy is verkeerd, jy is verkeerd daar, die woord sê so, die woord sê so. En jy kan my glo, mense het probeer. Ek sê so, die eskatologie behels die verlede, die hede en die toekoms. En dit is die grootste probleem wanneer mense die ontstaan van die naam van Jesus wil verduidelik. Hy gebruik die naam Jesus, nie Jafashua nie, Jesus, soos dit net meer as 600 jaar terug vertaal was vir die eerste keer. As u nie die eskatologie rondom die naam Jesus kan verduidelik nie, is dit onmoontlik om selfs eens te probeer, want dit is noodsaaklik om die Bybelse en die geskiedkundige feite reg te verstaan, wat die fondasie van die kennis sal vorm. Ek is nie 'n Griekse of 'n Hebreëse fundie nie. Verstaan jy wat ek nou sê? Nou prof, wat sit jy in die stoel voor? Wel, daar's nie 'n reël wat sê, ek moet heeltemal Grieks magtig of heeltemal Hebreëus magtig wees nie. Daar's nie wat, ek weet genoeg oor die Grieks, na 59 jaar. En ek weet genoeg oor die antieke Hebreërs, wat ek dink in baie opsigte het ek dieper gaan studeer in die laaste 17 jaar in die Hebreërs, as meeste ouens hulle lewe lank vir 30 en 50 jaar wat in kerke gesit het. Dit het my gegaan oor die goed wat ek verstaan. Die Restoration of the Original Sacred Name Bible op bladsy 5 gee hy die 10 letters, die eerste 10 letters van die antieke Hebreëse alfabet. Daar's 22 letters. Ek het dit alles, ek het die 10 letters en ek het die ander 12 letters. In die verwerking van Joseph Thomas, sy geskrifte, en sy naam staan op bladsy 5, bo aan, jy kan dit lees. En die 10 letter, die eerste 10 letters van die, dit is nie 10 letter alfabet nie. Dit was verkeerdelik aan my oorgedra deur oom Thuis, dat die oorspronklike name kom uit 'n 10 letter alfabet. Dit is nie 'n 10 letter alfabet nie. Jy kry nie so 'n ding soos die Hebreëse 10 letter alfabet nie. Dis 22 letters, maar die eerste 10 letters wat te doen het met die geopenbaarde name, dis op daai bladsy. Dis as jy op die bladsy kyk, dan sien jy sien die een is 10 letters op die bladsy en 12 letters op daai bladsy. Dieselfde print, dieselfde fonds, elke ding presies. Dis soos jy 'n kamera geneem, wel dis wat gebeur het. Foto's gevat het en dit oorgeplaas het. Nou kom ek nou sê ek op die einde van die dag. Ons moet die fondasie van die eskatologie reg kan verstaan. Wanneer ons by die name, die bo-natuurlike geopenbaarde name van Jaffa, Jafashua en die Ruach HaKodesh, Elohim en Hashim, ek gebruik net die ander name. Ek moet dit kan verstaan uit die geskiedenis uit.
Want weet jy wat doen die geskiedenis? Dit bevestig. Dit weerspreek nie. Dit bevestig die feite van die geopenbaarde name. Soos altyd gaan ek, Prof. vir u al die feite gee. En nie net, en dan gaan net u kan besluit, wie is weer besig om vir wie te lieg. Ek was gevra gewees, Prof, sê vir my, waar is die antieke manuskrip van die 2de eeu, of van die 1ste eeu van Jafashua, wat sê dat sy naam was Jafashua? Hoekom hoor ons nooit van Jafashua nie? Tot hierso in, wanneer Joseph Briand Rottenham dan in 1860 die Restoration of the Original Sacred Name Bible skep. Want jy gaan nie van dit gehoor het nie. Want die Christendom, jy weet natuurlik wie is die Christendom? Die Rooms-Katholieke. Want daar was nie so woord soos Christendom in Jafashua se tyd nie. Dis eers by die Council of Nicene 325 tot 327, 2 jaar lang. Dis waar die woord Christendom geskep is. Christ-like, Christian. Christus. Daar was nooit so 'n naam nie. Dis so wat gebeur van 34 na Jafashua, waar die Rooms-Katholieke kerk gestig is, begin die donker eeu, die vervolging op die Jafiste. Luister wat ek sê, nie op die Christendom nie, want daar was nie so 'n naam soos Christendom nie. Op die Jafiste. Die woord wat Jafis beteken follower of Jafashua. So die apostels was Jafiste. So wat doen die Christendom? Wat doen die Rooms-Katholieke kerk? Gaan luister maar in die nuusberiggewing. Wanneer die nuusberiggewing praat from the Christian Church, dan praat hulle van die Katholiek, die Katholieke kerk. Nie van die PPK of die AGS of die NG Kerk of die Jehovah Witnesses. Nee. Wanneer op 'n nuusberig berig word van the Christian Church, the Pope, the leader of the Christian Church. Die Pope is nie die leader of the Christian Church nie. Hy is die leader van die Christians, die Katholieke. Wie het 150 miljoen Jafiste en Hebreërse mense doodgemaak in 1500 jaar se tyd? Come on. The Christians. Die Rooms-Katholieke kerk, wat eintlik 'n Romeinse instansie was. En daarom mag u nie die reeks mis, is dit die wit paus of die swart paus nie. En ek wil net sommer net iets sê so, die swart paus het niks te doen met kulturele of velkleur of enigiets nie. Die wit paus of die swart paus wat in die Vatikaan funksioneer van die 15de eeu af. Middel van die 14de en 15de eeu. Vir al die datums so goed vir als gee. Moet dit nie mis nie. Dit gaan vir u soveel ander, ek wil die Engelse woord is avenues oopmaak. Dit gaan ander deure oopmaak. Insig gee. En dis die eskatologie. Ek wil net iets hierso net sê, want dit kom by my op. Die mense wat altyd my vra, Prof, het jy geswat in Grieks en Hebreërs? Wel, ons het bietjie aan die Grieks geraak, Hebreërs bietjie minder, maar as gevolg van die Restoration of the Original Sacred Name Bible, het dit my belangstelling verskriklik geprikkel, en vandag verstaan ek baie meer. Nou wil ek net vra, nou as jy dan nie 'n spesialis is op die Grieks en Hebreërs nie, hoe kan jy jou uitlaat op die name? Sê vir my, wat weet jy van die eskatologie en die eindtyd? Het jy 'n graad gedoen in die eskatologie of die eindtyd? Boek Openbaring, Antichrist-sisteem, Nuwe Wêreldorde, een geldstelsel, mikroskyfie implant en die boek Daniël en die tydlyn van Daniël en die boek Open. Het jy? Nee man,
Dis my spesifieke veldgebied vir 59 jaar. Nou as jy vir my kan vra, wat weet ek oor die Griekse en Hebreërs, dan kan ek vir jou vra, wat weet jy oor die eskatologie? En dis hoekom hierdie spookpredikers nog nie vir my een keer wou sê, wie is die antichrist nie. Na 2 jaar se gesukkel, het ek opgehou met hulle te redeneer. Weet jy hoekom? Hulle kan nie vir my sê, of hulle wil nie vir my eers probeer sê, wie is die antichrist nie. Verstaan? En uit watter beweging kom hy uit nie? Want hulle kan nie, want hulle het nie die eskatologiese inligting nie. My eerstejaars studente het meer inligting en kennis as wat hulle het. Ek noem dit net by die verbygaan. Vir my word vrae gevra, wat ek moet beantwoord, maar die volgende partye wil nie vir my 'n vraag antwoord nie. So dit wat ek doen hierso, is as gevolg van goed wat ek geleer het, want onthou, ons leer soos ons aangaan, ons is mos nie self ontdaan nie. En dis hoekom ek sê, ek is nog steeds 'n student van die woord. Ek is nog steeds 'n student van die woord. So wat doen ek? Ek lê my toe op dit wat ek weet. En as ek nie weet nie, dan gaan ek uitvind. En deur in die regte boeke te lees, nie internet toe te jaag nie, maar deur die regte geskrewe boeke met 'n bibliografie agterin. 99% van die goed op die internet het nie 'n bibliografie nie. So enige een kan 'n klomp sners skryf en op die internet sit, en daar's nie 'n bibliografie nie. So, ek gaan vir u sekere feite gee, wat noodsaaklik is. Dit gaan geskiedkundige feite wees, wat uit geskiedenisboeke uitkom, en dit gaan Bybelse feite wees, waar ek vir die skrifgedeeltes gaan gee, waar ons dit gaan lees, ons gaan dit bestudeer, want ons wil die eskatologie bestudeer, om te verstaan waar kom die name vandaan. Die naam Jahwe, Yahshua, Ruach HaKodesh, Elohim, Hashim. Net nie Adonai nie, want Adonai is nie 'n Hebreëse woord nie, dit is 'n Griekse woord wat geskep is. Dit is 'n Griekse woord wat geskep is, soos Jahwe. Ek hoor die ouens sê Jahwe is die Hebreëse, en dit is nie Hebreëse naam nie. Jahwe is eers in die begin van die 16de eeu geskep. Jahwe. Dit kom uit, die woord Jahwe kom eintlik uit die skepping van die Westkortenaar teks van 1881. Dis eintlik waar die woord Jahwe vandaan kom. Wat op die einde van die dag 'n Hindu god is, en dit beteken chicken god. Prof, ja, praat met my daaroor. Daar's soveel inligting wat lê op die internet. Ek wil julle aanmoedig, as jy tyd het, gaan luister na my reeks op YouTube. Wat noem u hom, God of Here? Dan gaan jy soveel inligting kry. As jy dit kan doen, dit is so 15, 16 uitgawes. So wat doen ons? Ons konsentreer op die eskatologie. Die verlede, die hede en die toekoms. Rondom die ontstaan en die bestaan. Kom ek sê, rondom die ontstaan en die antieke ontstaaning van die bonatuurlike antieke Hebreëse name, soos wat dit in die oorspronklike Torah aangewys was. Nie in die LX, naamlik die Septuagint wat kom verander is nie. En dan die Septuagint, as dit nou die tweede eeuse dan so wonderlike een was, hoekom het hulle in die 6de eeu dan die LXX gemaak? Wat 'n Latynse Septuagint is, wat totaal anders is as die LX. Verstaan jy wat ek sê? Maar dit is so die Katolieke funksioneer. En nou kom die spookpredikers, nou maak hulle asof hulle verskriklik geletter is. Hier's die LX, en hier's die LXX. Die eerste Septuagint en die tweede Septuagint. Dit sê niks. Ek kan vir jou 'n foto neem van my boekrak, met al die boeke en goed in. Dit sê niks.
Dis vir u is dit 'n klomp boeke en dit kan lyk of ek verskriklik geletterd is. Dit beteken niks nie. Dit gaan of ek weet wat die waarheid is en wat die kerk wil hê ons moet as die waarheid glo. As ek sê die kerk, dan praat ek van die Christendom, die Rooms-Katolieke kerk. Gaan doen jou eie navorsing bietjie. Gaan kyk wie protestantisme geskep. Gaan kyk hoe het protestantisme ontstaan. Gaan kyk. Die Katolieke kerk het veroorsaak dat protestantisme ontstaan het. En dit was die grootste vangplek ooit gewees. Want op daai stadium was die Katolieke kerk in 'n baie swak toestand gewees. En die alternatief was om 'n tweede arm te skep, naamlik protestantisme. Dis uiters noodsaaklik dat dit wat ons van nou af doen, ons die fondasie moet reglê. Ons het sekere goed nou reggelê. As Jaffa Lewe en Sondagspaar sy wil daarby is, gaan ons ander week oor die geboorte van Jafashua praat. Jafashua is Jesus Christus, wat nie kon gewees het nie. Sy naam kon nie Jesus Christus gewees het nie, want die voorste gedeelte Jesus is eers in die 16de eeu geskep. En die woord Christus was in die 3de eeu, 327, in die 4de eeu, 325, 327, het Constantijn dit geskep, by die Council of Nicaea. So, in die tyd van Miriam, wanneer die Engels sê, gaan die seentjie baar, kon hy nooit vir haar gesê het om Jesus Christus noem nie. Nooit nie. Of net Jesus nie. Want dit sal wees Immanuel, Jaffa ons Elohim met ons. Moenie ander week se studie mis nie. Sirkuleer hierdie boodskap. Daar gaan 'n Haag-gedeelte wees. Ons is nou by G vanaand. So sirkuleer dit. Laat ander mense dit kry. Praat oor dit. Moenie weghardloop nie. Moenie laat jou pastoor of jou predikant vir jou sê, moenie verder na die reeks luister nie. As jy in blindheid wil bly, jy gaan nooit eendag van Vader Jaffa sê, ek het nie geweet nie. Kom ons vind uit, wie lieg vir wie. En as ek vir u gelieg het, is dit die volle reg om my te skakel, en my te sê, prof, jy het vir ons gelieg. Hierso, gee my die inligting, dat ek ook my kan bekeer. Tot volgende week as Vader wil, Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.